Ek groete hier uit 'n ijskoue Holliston in die Noord-Kaap. En dit is Sondagoggend die 11de Mei. En kom ons gesels oor God se uiteindelike doel met die mens en waarom alles gebeur het wat gebeur het. Ons lees uit Jesaja 40 vers 28. Sê, weet jy dit nie of jy nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hierdie groot almagtige God het alles geskep, gemaak, wat siene en onsiene is. En dan vra hy, Jesaja 40 vers 12, wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Wat is 'n drieling? Drieling is soveel stof, as wat jy tussen jou duim en jou voorvinger kan vashou. So groot is God. Hy het die hemele met 'n span, die maat geweeg, die drieling, die stof van die aarde opgevang. En dan vra die profeet, Jesaja 40 vers 18, by wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? En God antwoord hierdie vraag homself. Vers 25, by wie sal julle my dan vergelyk? Dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op aan die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat die leerskare uittrek volgens getal, son wat elke oggend opkom en die sterre wat elke aand verskyn. Hy roep hulle almal by die naam. Die sterre en die hemelliggame het elkeen 'n naam. Ontelbare sterre het elkeen 'n naam. Vanweë die grootheid van kragte en omdat hy sterk van vermoë is, word nie een van hulle gemis nie. En alhoewel hulle verskyn volgens sy opdrag. En elke verskietende ster weet hy van. Hy weet ook van die mossies. Matteus 10 vers 29 word 2 mossies nie vir 'n stywer verkoop nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie, sonder sy wil nie. En dan daag God die afgode uit, Jesaja 41 vers 22. Laat hulle aanbring en ons te kenne gee, hy verwys hier na die afgode. Dat hulle ons te kenne gee wat gaan gebeur. Gee te kenne die vorige dinge, hoe danig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor. Vers 23. Gee te kenne wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is, ja, doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien. God kan doen wat geen afgod kan doen nie. Jesaja 46 vers 9. Dan kan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af, wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, by raad sal bestaan, en al wat bybehaag, sal ek doen. En alles wat God ooit geprofeteer het deur sy profete gesê, het 100% gebeur. Jesaja 43 vers 13. Ook van vandag af is ek dit. Ek is dit. En niemand red uit my hand nie. Ja, ek werk. En wie kan dit keer? Die Engels sê, wie kan dit reverse? Wie kan dit omkeer? Jesaja 45 vers 21. Verkondig en bring voor, ja, laat hulle saam raad hou. Weet van dit van ouds af laat hoor. Lang tevore dit verkondig. Is dit nie ek, die Here nie? En buitenby is daar geen ander God nie. 'n regverdige en reddende God is daar buiten my nie. Is daar buiten my nie. Hierdie frase sê, is 'n stelling wat ons reg in die Ou Testament kry. Wat deur die profete verkondig was, en wat die mense vermaan het, dat daar niemand is soos wat hy is nie. Saam met hierdie almagtige God was sy eniggebore seun, toe hy die skepping voltooi het. Spreuke 8 vers 22 praat hierdie God die seun, en hy sê, die Here het my berei as eersteling van sy weg
voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie. Voordat die berge ingesouk het, voor die heuwels is ek gebore. Toe die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak is nie, het hy die hemel toe hy die hemel berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, die wil sê 'n master craftsman. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd, en het gespeel op die wêreld rond, en my verlustigings was by die mense kinders. Dit is God die seun. En ons sien wat sê in Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons kry Hebreërs 1 van vers 1, hierdie mooi definisie. Nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders, deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek oor die seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Die engel kom en sê vir Josef, Matteus 1:21, en sy, Maria sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Waarom het soveel profete geprofeteer oor die seun van God se koms na die aarde? En waarom moes hy kom? Waarom is God sy eniggebore seun offer? Daar was net een rede, en net een. God se intense behoefte aan 'n familie van mense. In Johannes 3 vers 16, wat ons almal goed ken, sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het nie die hemel of die aarde wat hy geskaap het, so lief gehad, dat hy enigiets sou opoffer daarvoor nie. Hy die wêreld, die mens wat hy geskep het, geskaap het, uit die stof van die aarde, die wat hom so bitter teleurgestel het, het hy so lief gehad, en hy wil hom weer herstel in die regte verhouding met hom. God se hart het gesmag na familie, en daarom sê 2 Kronieke 16 vers 9, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Selfs tot in ons dag, soek God mense wat hom so lief het, sodat hy hulle lief het. Jesaja 64 vers 4, van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie, geen oog het 'n God gesien, wat werksaam is vir wie op hom wag, behalwe u nie. Dit alles het God vir die mens gedoen, selfs nie sy eie seun gespaar, om hierdie doel te bereik nie. In Johannes 3 vers 17, sê tog vir ons so baie oor God se prioriteite. Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Die wegraping is nie God se prioriteit nie. Die herstel van die aarde na die groot verdrukking is nie God se prioriteit nie. Die redding van die mens se siel deur sy seun Jesus Christus is bo-aan God se prioriteitslys. Hy het alles gegee om dit te bereik. In die tyd bid Jesus in Lukas 22 vers 42 en hy sê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem,
laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Dit was die Vader se wil dat Jesus hierdie opdrag moes eerbiedig. Aan die kruis het Jesus hierdie bitterbeker geledig. God se prioriteit was die redding van die mens. Maar wat is die uiteindelike doel agter dit alles? Dit een woord, hemel, ewigheid. Jesus het die ultimate prys betaal, wat die mens se pad na die hemel gebaan het, waar die mens vir ewig by die een wat hom so lief gehad het, sal kan wees. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. As ek gaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sê julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Daar kom 'n dag, wanneer die hemel gaan skeur, en ons hemelse bruidegom gaan verskyn in die wolke met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van God se bassein, God se trompet. En ons gaan 'n stem uit die hemel hoor wat sê, kom op hierheen. Die dode in Christus sal eers opstaan. En dan sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Dan op daai oomblik gaan ons verander word. 1 Korintiërs 15:52, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En in hierdie toestand, in hierdie status, sal ons altyd by Jesus wees. En 1 Tessalonisense 4 vers 18 sê, bemoedig mekaar dan, met hierdie woorde. Ons het 'n groot bemoediging. Hy het ons lief. Hy wil hê ons moet by hom wees, en hy gaan ons kom haal. God het ons lief. Hy wil 'n familie hê. Hy het dit bereik deur sy seun. En nou verlang hy dat ons met hom sal wees in sy heerlikheid tot in alle ewigheid. En daar's net tog een ding wat tussen hierdie doel van God staan. Tussen daardie heerlike dag, tussen hierdie doel en daai dag, en daardie woord is herlewing. En God gaan weer soos 'n Pinksterdag sy gees uitstort op alle vlees, soos geprofeteer is in Joël 2 vers 28. Daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien. Ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Dit gebeur reeds op baie plekke. Ek lees nou dat daar op 'n plek waar herlewing uitgebreek het, 5162 mense gedoop is in water. Dis ongekend. Dit kan net in 'n herlewing gebeur. En dit gaan aanhou gebeur, totdat eendag die volheid van die heidene ingegaan het. Romeine 11:25. En wanneer dit gebeur, is ons vertrektyd vanaf hierdie aarde op hande en vlak voor ons deur. Prys die naam van die Here. Is hy gereed vir daai dag? Alles het Jesus gedoen. Alles het God die Vader gedoen, sodat ons eendag by hom kan wees. Prys sy naam. Die Here seën u. Amen.